Die eerste in die reeks van geloofankers is die Bybel. Lees jou Bybel. Dit is die woord van God. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 2 Timoteus 3 vers 16. Ek het in Durban groot geword. Dit is by die see en daar is die humaniteit baie hoog. So wanneer jy gebou bou, moet jy nie net die fondasies deeglik uitgrawe nie. Met die kombinasie van sement en staal is dit belangrik dat jy die fondasie ook sal afseël teen die humiditeit en die vog wat insypel. Want wanneer die vog van die buitekant af inkom, het dit effek op die binnekant van die fondasie en dan roes die staal en verswak die fondasie en voordat jy sien, val die gebou in mekaar. Dink vir 'n oomblik aan jou geloofslewe as 'n gebou. En dan vra jy vir jouself, wat is die fondasies waarop daardie gebou is? Verseker, sal my sommer dadelik dink aan Christus. Ons dink aan sy opstanding. Ons dink aan sy kruisdood. Ons dink aan sy verkondiging van die koninkryk. En my sal dadelik dink aan die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. En dan sal elke gelowige kan sê, maar die woord. Ons geloof is gebou op die Bybel as die woord van God. En dan is dit vreemd dat in die wêreld waar ons leef daar vandag, soveel aanvalle op die woord is. Is die woord wat ons het geldig? Is dit wat daar staan wat oorspronklik geskryf is? Kan ons dit vertrou? En dan is dit dieselfde geval as daardie fondasie, daar so 'n omgewing aan die buitekant, wat woordvyandig is, wat wil insypel om die woord se betroubaarheid, om die woord se integriteit af te breek. Maar dan is daar ook daardie gesprekke van binne die geloofslewe, van binne die kerk, wat ook die woord afbreek. Van buitekant af is sy argument heel eenvoudig. Hoe kan 'n geskrif van 2000 jaar of meer leidinggewend wees op my lewe? Waarom behoort ek my lewe in te rig volgens iets wat 2000 jaar oud is? Wel, die ander kant van die argument is natuurlik dit. Laat in 2000 jaar is daar nie 'n ander geskrif wat meer geondersoek is, meer krities geëvalueer is, meer bevraagteken is as die Bybel nie. En in 2000 jaar staan die Bybel steeds en is daar steeds mense wat tot bekering kom deur die Bybel en steeds hulle lewe bou op die Bybel. 'n Mens kan dink aan die Bybel as 'n aambeeld, waar mense van buitekant af met hamers probeer om die Bybel stukkend te slaan en uitmekaar uit te trek, maar elke keer is dit die hamers wat net uitgebruik word, sodat die hamer later nutteloos is, maar die aambeeld is sterk en die Bybel en die boodskap van die Bybel staan net sterker. As jy dan na 2000 jaar se mensdom en 2000 jaar se wetenskap slimmer is, en dink jy kan 'n beter boek na vore bring, waarom skryf jy nie een nie? Waarom kry jy nie die beste professors om 'n boek te skryf en nou moet daardie boek hierdie vermoë hê om iemand wat moedeloos is te kan optel en hoop te gee? Iemand wat al opgegee het op die lewe kan inspireer om weer die lewe in die oë te kyk en die volgende tree in die lewe te kan gee. Om iemand te kan help om verhoudings waar hy opgegee het te herstel. Om iemand te kan help om vergifnis te ontvang, vryspraak. Om iemand te kan help om weer sy of haar verhouding met God in plek te stel.
As jy dink jy kan met die slimmigheid van die wêreld, as jy dink jy kan met die wysheid van die wysgeere 'n beter boek as die Bybel skryf, probeer. En kom en kyk ons, wat kry jy? Na 2000 jaar staan die Bybel steeds om met mense aan hulle binnekant die gordyn na die hemel oop te trek en te lees wat God vir hulle wil sê. Dan is daar ook die gesprek van die binnekant van die geloof af. 'n Gesprek wat in teologiese opleiding, teologiese skole begin is, wat twyfel saai, wat kritiek saai oor of dit wat daar staan iets is wat 'n mens kan glo. En die eerste stuk kritiek wat daar is oor die boeke van die Bybel, veral die boeke van die Nuwe Testament, en wie het besluit dat hierdie boeke is in en daardie boeke is uit, en waarom kan ons hierdie boeke glo en waarom kan ons nie ander boeke glo uit dieselfde tyd nie? Jy weet, daar is samensweringsteorieë. Die Da Vinci Kode was 'n fiksieverhaal, maar dit het aanleiding gegee tot samensweringsteorieë, dat ergens in die geskiedenis het 'n keiser en 'n kerkvergadering besluit dat hierdie boeke is in en daai boeke is uit, so 1000 jaar na Christus. Dis nie histories waar nie. Jy sien, die boeke van die Bybel wat as gesaghebbend beskou is, het spontaan deur die gemeentes nog voor 'n kerkvergadering besluit het, en is deur gemeentes in gebruik geneem. En toe daar besluit is oor wat hulle status as riglyn vir die geloofslewe is, was dit daarom nie sonder riglyne nie. Die eerste riglyn was verseker die ontstaan in die apostoliese tyd, en die rede vir die ontstaan in die apostoliese tyd is eenvoudig. Dit het gewaak oor die leer. Die apostels in die apostoliese tyd was die bewakers van die leer, en wanneer daar geskrif was, dan kon die apostels gesê het, ja, dit is soos ons die evangelie van die koninkryk van Christus ontvang het, en dit het die leersuiwerheid verseker. Die tweede aspek daarvan is nie net dit moet 'n ou geskrif wees wat in die tyd was nie, dit moet daarom ook die apostoliese leer verdedig. Dit wat ons in die oud belydenis het, die apostoliese geloofsbelydenis of later die belydenis van Nicea, daarin het, dis 'n opsomming, 'n vasvatting van die leer van die apostels, en die leer van die apostels is wat die riglyn was vir die geskrifte wat as gesaghebbend in gemeentes gelees word. En dan is daar natuurlik ook doodgewoon die nugter verstand. Ek wil net 'n enkele voorbeeld gebruik. Jy het nou al gehoor van die sogenaamde evangelie van Thomas wat ontdek is, en daar is 'n groot bohaai in die media daaroor gemaak, want net omdat dit Concise oud is en Concise die naam evangelie dra, waarom hoor dit dan nie ook in die Bybel nie? Wel, ten eerste, as mens hierdie kriteria's moet gebruik, dan sou mens sê, weet jy, dit is na die apostoliese tyd, as jy ontstaans van hierdie evangelie. So Thomas het hom nie eens werklik geskryf nie, dit is 'n naam wat later gegee is om gesag aan die boek te koppel, wat baie jare na Thomas se dood ontstaan het. Dit verteenwoordig ander leerstellings as die leer van die apostels, en dan nugter verstand. Ek wonder baie keer as mense sê, maar weet jy, hulle moes evangelie van Thomas moes 'n plek in die Bybel gehad het, wonder ek of hulle dit al gelees het. In een van die laaste gesprekke van die evangelie van Thomas kom die disippels na die Here Jesus Christus toe en vra vir die Here Jesus Christus of vrouens in die koninkryk van God mag dien. En dan antwoord Jesus, ja, mits hulle van geslag verander. Het jy werklik al die evangelie gelees dat jy sou dink dat dit in die woord kom? Dink jy werklik, dit is die openbaring van God en die openbaring van die evangelie?
sulke snert. Jy sien die vroeë kerk is deur die Gees gelei. En dit is die Gees wat spontaan deur gelowiges en verskillende gemeentes gewerk het om hierdie biblioteek van boeke bymekaar te bring wat vir ons sê, so sê die Here, Here. Die volgende kritiek wat daar op die Bybel is na vore gebring deur 'n teoloog uit Amerika wat geskryf het dat die boek se naam was Misquoting Jesus, wat daarop aanspraak maak dat daar meer variasies op die Nuwe Testamentiese teks is as wat daar woorde in die Nuwe Testament opgeteken staan. Daar is ongeveer 350.000 Griekse woorde in die Nuwe Testament. En die variasies daarop is meer as 500.000. En dit wil die indruk wek dat die woord wat ons vandag as die Nuwe Testament het, nie 'n werklike weergawe is van wat oorspronklik geskryf is, of in terme van sommige se uitdrukking van wat Jesus geleer het of Jesus direk gesê het nie. Verstaan nie wat met variasies bedoel word. Kom nou vat ons 'n eenvoudige sin. Johannes het Maria lief. In Grieks is daar 384 verskillende maniere om hierdie eenvoudige sin neer te skryf. Met lidwoorde, sonder lidwoorde, verandering van woordvolgorde, spellingsvariasies. Nou kan u jouself indink. Een persoon lees voor, 2 of 3 skrywe soos daardie persoon lees. Natuurlik sal daar variasies wees. En die enigste rede waarom daar so baie variasies op die tekste is omdat dit doodgewoon verskillende maniere is om dieselfde boodskap te skryf, want dit is hoe die Griekse taal werk. Uit die 500.000 variasies in die verskillende tekste wat daar is minder as 1% 'n probleem. En selfs in daardie minder as 1% is daar nie 'n enkele variasie wat 'n probleem vir 'n enkele leerstelling van die Christelike geloof inhou nie. U mag dalk vra, waarom is daar so baie variasies? Om mee te begin, dit is voor die boekdrukkings ontwikkel is, so dit is oorgeskryf. En as daar gepraat word van 'n mondelingse tradisie, dan dink mense aan iets soos 'n oorvoentjie wat die boodskap op 'n manier begin en heeltemal anderster aan die ander kant van die lyn eindig, maar dit is nie die geval in die Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament is die variasies nie van so 'n aard dat enige beduidende betekenisverskille aangebring is nie. Dit is doodgewoon in die oorskryf 'n verskillende manier van sê, of 'n spelfout, of 'n grammatikale fout, wat net 'n variasie op die teks is, en niks verander aan die betekenis daarvan nie. Ons moet onthou dat die Nuwe Testament is op papirus geskryf. Papirus hou nie van altyd nie, en dit is hoekom die oorspronklike waarskynlik verlore gegaan het. Maar met meer as 5000 verskillende bronne oor die Nuwe Testament, is dit verseker moontlik dat die oorspronklik is, wel duidelik saamgestel kan word daaruit. En weet jy, vir daardie samensperingsteorieë van dinge wat hier ingevoeg is en dinge wat daar uitgelaat is, weet jy, daardie bronne is vandag beskikbaar op die internet. Daar is vandag webtuistes wat hulle daarvoor uitgesit het,
om al daardie oorspronklike bronne beskikbaar te maak vir enige persoon wat wil die moeite doen om dit te gaan nalees. Daar is vandag net te veel van die werklike bronne beskikbaar om aan enige van die samensweringsteorieë te glo. Dit wat daar staan, is dit wat geskryf is en is dit wat 'n mens kan glo. Oor daardie minder as 1% gaan ek vir julle 2 voorbeelde gee. Die eerste een is die verhaaltjie Matteus van die seun wat die disippels nie kon genees nie, en dan bring hulle die kind na Jesus toe, dan genees Jesus die kind, dan vra hulle vir Jesus, waarom kon ons nie die seun genees nie? Dan sê Jesus, hierdie dinge kan net deur gebed gebeur. En dan is daar 'n variasie in die teks. Hierdie dinge kan net deur gebed en vas. Ons weet nie wat die oorspronklike woorde van Jesus is nie. Ons het die 2 variasies in die tekste. Maar dit beteken nie dat enige leerstelling of oor gebed of oor vas of oor duiwels uitdrukking of duiwels uitdrywing nou in gedrang kom deur die variasie van die teks nie. Ander voorbeeld is Openbaring oor die getal van die dier. Die getal van die dier wat in meeste van die tekste staan in 666, is daar 'n fragment en 'n volledige teks wat later ontdek is wat die getal 616 gegee word. Geen betekenisverskil nie. Dis die getal van die mens, dis die teestander van Christus. Daardie betekenis is duidelik. Hier kan ons ook sê, word geen beduidende leerstelling in gedrang gebring nie. Die Bybel is 'n boek wat na baie ondersoek, baie kritiek, na 2000 jaar steeds tot die wese van elke mens spreek. En wanneer jy in daardie boek lees, dan sal jy oor jouself lees en jy sal jouself raak lees, want dit is 'n boek wat sy oorsprong nie by die mens gehad het nie, maar wat sy oorsprong by die Gees van God het. Reg in die begin lees ons van die profete wat praat, maar wanneer hulle gepraat het, hulle nie in hulle eie naam gepraat nie. Dan het hulle gepraat in die naam van die Here. Wanneer ons profete gaan lees, is die frase wat die heel meeste gesê word, so sê die Here. Want dit is nie iets wat die profeet self gekom het nie. Dit is iets wat deur die werking van die Gees gebeur het. Ons kan maar net dink aan Saul, die eerste koning van Israel, dat nadat hy gesalf is, het die Gees van die Here oor hom gekom, en toe het hy as profeet opgetree, want dit was die kenmerk van profete, dat hulle gelei is deur die Gees van die Here, en daarom het hulle nie gesê wat hulle wou nie, maar het hulle in die naam van die Here gepraat. En dan is dit daardie Here wat die eerste keer vir Moses die opdrag gee, om dit wat gebeur het op te teken in die verhaal van die oorlog en die intog van Aaron, wat sy arms omhoog moes hou. So is dit die Gees wat die oorsprong van die woord is. En as jy gewonder waarom het die woord die vermoë het om tot jou te spreek, is omdat jy ook Gees het. Dis hoekom hierdie woord die vermoë het om jou moed te gee as jy moedeloos is, krag te gee as jy kragteloos is, hoop te gee as jy nie weet wat volgende nie. Dis hoekom hierdie woord die vermoë het om jou te lei tot vergifnis, jou te lei tot Christus, die ewige lewe in jou te maak, en saam met woord en Gees jou hele lewe te transformeer. Omdat hierdie woord sy oorsprong by God het, is dit ware asof die hemel oopgegaan het, jy jouself tussen hierdie bladsye vind en jy weet, dit is God se liefdesbrief vir jou. Maar hierdie woord werk nie outomaties nie. Daar was 'n tyd wat die kerk gedink het dat
die woord van God werk outomaties, en sou dit nie lekker gewees het nie, dat 'n mens net een keer in die woord hoef te lees, dat jy moenie jok nie, en hy sommer dadelik op jok. Nee, die woord werk saam met die Gees. Dit is die leer van die epiklese. In die reformatie, toe die reformatie plaasvind, toe hulle teruggekyk na die ortodokse kerk, wat reg van die begin af gesê het, maar woord en Gees werk saam, en dis waar ons vandag in ons kerk die epiklese kry, die gebed op die opening van die woord, wat ons weet, die woord werk deur die Gees, en dit spreek tot jou gees, en dit is hoekom dit die woord is wat met jou werk, en nie jy wat met die woord werk nie. Dit is miskien een van die grootste mishandeling van die woord, is hoe mense die woord gebruik, om hulle eie wil te verkondig, hoe mense die woord te gebruik, om hulle eie prentjies te verkondig, maar wanneer die woord met ons werk, dan leer ons die lewe ken soos wat dit werklik is, dan leer ons God ken soos wat hy is, dan leer ons die wêreld ken, en hoekom die wêreld is soos die wêreld is, dan leer ons die hoop ken, en dan leer ons die koninkryk en die regering van God ken, asook die uiteinde van hierdie wêreld, en dit alles is opgeteken in die waarheid van die woord, wat werk deur die Gees. En jy sien, wanneer die woord met jou werk, dan bly jy nie dieselfde nie. Het jy gehoor, dit bemagtig die dienaar van God, dit maak hom sterk, dit stel hom in staat, dit gee die gawes, dit lei jou om jou lewe, nie net op aarde nie, maar ook jou plek in die koninkryk volledig te kan volstaan. En hierdie werking van die woord gee Paulus vir Timoteus in terme van 4 werkinge, amper soos lig wat verdeel, nie in 7 verskillende kleure van die spektrum nie, maar wel in 4 kleure van die werking van die woord. En die eerste een is die bekendmaking van die waarheid. En wanneer ons in Grieks lees van die waarheid, moet ons altyd in gedagte hou dat dit nie noodwendig net juridiese waarheid is, maar die woord vir waarheid is dieselfde woord vir werklikheid. Want binne in hierdie boek, binne in die Bybel lees jy die werklikheid van die wêreld, die werklikheid van God, die werklikheid van die lewe en die werklikheid van jouself. Dit is in hierdie sin dat die Bybel 'n spieël is wat vir jou terugkaats, en dat tussen hierdie bladsye jy jou lewe, jou hartseer, jou onreg, jou drome, jou hoop, jou verhoudinge, dat tussen die bladsye van die Bybel jy jou hele lewe sal vind en die waarheid daarom. Want die waarheid in die woord is die beste ding vir jou lewe. Nou is dit ongelukkig so dat almal wat oor die lewe praat in die waarheid nie. Veral wanneer mense swaar kry, dan gryp hulle na dwalinge, dan gryp hulle na verdraaisels en versinsels, hulle gryp na strooihalms. En daarom is dit baie belangrik dat 'n mens in die Bybel sal lees watter strooihalms jy aan vashou en wat die moeite werd is om aan te vertrou. Dit is waar hierdie reeks oor ankers sê, maar weet jy, die Bybel is die anker wat vir jou iets gee waarin jy werklik jou hoop kan plaas en waarop jy werklik kan vashou. Want dit sny dwaling uit jou lewe uit. Dit verbaas my partykeer wat se tipe gedagtes mense koester. En hoe hulle nie agterkom dat dit die geloof wat hulle het besig is om te verroes nie. Dan is dit soos daardie water wat in die fondament inkom om hulle geloof af te breek, want dit is wat dwaling doen. Dwaling roes jou geloof weg. En daarom wanneer ons die woord het en ons toets ons oortuigings aan die woord, dan is daar ook sekere dinge wat ons sê, weet jy, ons nie in gaan deel nie, wat uitgesny word. Die Bybel help ons om verkeerdhede reg te stel. En hier is ek hartseer.
Dit is so my belewenis van so baie gelowiges wat met die Bybel onder die arm staan en dan wys hulle die vinger na ander en sê hulle maar daar is jy verkeerd en daar is jy verkeerd en daar is jy verkeerd en daar is jy verkeerd. Dit is asof ons spesialiseer in die uitwysing van sonde. Ons spesialiseer in die uitwysing wat verkeerd is. Maar so min gelowiges kan dit regstel. Kan die beter alternatief daarstel, want dit is hoe die wêreld werk. Dit is hoe die Bybel werk. Ons is nie veronderstel net om verkeerdhede uit te wys nie, maar die Bybel help ons hoe om dit reg te stel. Dit gaan nie net daaroor om te sê dit is verkeerd om te jok, dit gaan daaroor om 'n liefde vir die waarheid te kweek. Dit gaan nie net daaroor om te sê dit is verkeerd om moord te pleeg nie. Dit gaan daaroor om respek vir die lewe te kweek. Dit gaan nie net daaroor om te sê, weet jy, dit word 'n afgod vir jou. Dit gaan daaroor om 'n begeerte en 'n liefde vir die aanbidding van die lewende ware God te kweek. En dit is miskien daardie kant van die verkondiging wat afgeskeep word, want dis waarvoor Christus opgestaan het. En dis vanuit die opstanding dat daar die oorwinning is en wat daar die geloofslewe van dankbaarheid is en lewensvreugde is om te sê, maar daar is 'n beter manier van leef. Die regte lewenswyse staan in die woordjie kweek, want dit is 'n daaglikse voortdurende aksie. Ons hier in Ladykraai het 'n berg wat so 9 kilometer opdraande en hardloop hier van onderaf tot bo teen die pas, jy weet, en die mense wat nou ken weet, as ek nou daardie pas een keer uitgehardloop en ek kom bo, dan is ek moeg, ek is pe, ek is poot uit, ek is klaar. Dan is ek moeg. Maar weet julle, as ek daardie selfde pas, nie een keer nie, maar 20 keer sou uithardloop en ek kom bo, dan is ek sterk. Dan is ek fiks. Dan is ek gereed gemaak, nie net om die pas te hardloop nie, maar ook om die res van my lewe beter te kan leef, en dan is ek beter toegerus. En dit is hoe die Bybel werk. Ek dink dit is baie lekker gewees het, as die Bybel net een keer kon lees, en dan is daar die geloofswaarheid vir altyd in jou hart en gedagtes en jou wil vasgeslaan, maar dit werk nie so nie. Dit is 'n lewenswyse kweek. Dit is lees en bid en glo en doen en vertrou en weer lees en weer bid en weer glo en weer doen en vertrou en weer lees en weer bid en weer doen en weer glo en vertrou, want dit gaan oor 'n lewenswyse en dit gaan om risiko's te neem om jou lewe in te rig volgens dit wat jy daar lees en volgens die leiding van die Gees en volgens die wysheid wat jy kry en volgens die toerusting wat daar in die woord vir jou lewe is. Daarom is dit so belangrik om daagliks met die woord te verkeer. Die seentjie kom as sy oupa en hy vra vir sy oupa. Hy sê, oupa, waarom moet ons elke dag Bybel lees? En daar so 'n ou streepsak wat daar langs oupa lê wat vol kole vir die koolstoof was en oupa vra vir hom net gou afloop daar na die stroompie na by die huis en vir hom 'n streepsak vol water bring. Hy sê, hy hardloop af en die tyd op hy oupa kom die streepsak vol water, het alles so uitgedrip, al die pad langsaan. En die seentjie is baie teleurgesteld, my oupa stuur hom terug. En hy probeer weer, en hy gaan 'n derde en 'n vierde keer, toe hy by die 6de keer kom, toe kom my oupa en sê, my oupa, ek is nou moeg man, maar antwoord het my vraag, sê vir my, hoekom moet ons elke dag Bybel lees? En oupa vra vir hom, daar die sak, hoe het hy gelyk, voordat jy begin het om gaan water lei? Hy sê, nee oupa, hy was vuil. En hoe lyk hy nou? Vra oupa. Die sak is nou skoon, oupa. En oupa sê vir hom, dit is wat met jou gebeur wanneer jy die Bybel lees. Die Bybel werk met jou. En jy word skoon. En jy kry 'n volgende kans. Jy ontvang die Gees. Jy ontvang 'n nuwe lewe. Jy word getransformeer. Jy word meer bruikbaar. En oupa sê vir hom, jy kon nie vir my water in die sak aandra nie, maar draai die sak uit
En toe die seentjie die sak so opwring, toe val daar water uit en hy vang dit in 'n kopjie op. Oupa sê vir hom, dis wat met jou gebeur wanneer jy die Bybel lees. Dit word deel van jou vesels. En ander mense kan uit die goedheid van God wat in jou lewe is, drink en hulle dors na God lees die Bybel. Die Bybel is die woord van God. Lees dit, glo dit, vertrou dit. Amen.